begin met Liedboek 203 vers 1 en vers 2. Liedboek 408 vers 1, 4 en 5. Oh
Goeiemôre broers en susters. Ja, het is altyd so wonderlike voorreg om hier te kom en ek sien julle. En julle is hier. Baie dankie dat jy ook op hierdie lang naweek nie gaan laat slaap het nie, maar wel hier is. En tot die voeltjies bly. Ons is hier, kyk net dat hy nou nie te bly is en vir ietsie afstuur nie. Goed, kom ons sing ons toetrede lied staande. Ons staan so 'n bietjie nader aan die oor van die Here en ons sit eintlik 'n bietjie ons ore by sy mond en ons luister liedboek 175. Sover ek dink hy het net een versie. Iets piep. Gesien wat ek gedoen het en hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedraai het en na my toe gebring het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
In die woord van God lees ons: as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet, volgens Eksodus 20. As ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek beloon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop. Die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here het 'n gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar: maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Laat ons sondes bely. Kom ons sing Vonk 79 vers 1, 3 en 4. Broers en susters, ons is op pad deur ons sing voor God erken
dat ons sondaars is. God verseker ons dat hy ons vryspreek. Wanneer ons in sy woord lees, almal het gesondig en is ver van God af, maar ons word, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweer die verlossing in Jesus Christus. Laat ons nou ons geloof staande in God so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, besterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opstaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die almagtig van Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons loof God deur 1:4 vers 2 en 4 te sing. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Vader, ons harte is so lig en vol vreugde wanneer ons saam kan wees en saam kan sing en saam kan loof en saam die kinders kan wees. Om te weet dat 'n mens nie alleen in hierdie wêreld is nie, maar regtig ook broers en susters in die geloof het wat omgee, wat jou ken, wat jou mis wanneer jy nie hier is nie. Dit is die seëninge wat U vir ons gee in gemeente wees, in saam wees. Vader, ons weet daar is van ons broers en susters wat vandag in hulle harte so 'n begeerte het om hier te wees, maar dalk siek is, of net nie in staat is om hier te wees nie, en ons bid saam met hulle, dat U ook vir hulle die krag en genade sal gee om in die eerste plek altyd die teenwoordigheid by hulle te ervaar waar hulle is, want U is oral. Maar Here, as dit U wil is dat ons ook spoedig weer die voorreg het om saam te wees en saam met hulle dankie te sê vir beterskap, vir genesing, vir uitkoms. U is ons Vader en Here, dit gee altyd vir ons hoop om dit te onthou. Op hierdie dag waarin ons ook terugkyk op die geskiedenis, Here,
kan ons nie anders as om te bely, dit is net U genade nie. U genade wat ons in stand hou, wat ons in staat stel om te midde van moeilike omstandighede voort te gaan, moed hou, nie te gaan lê nie, maar elke dag weer te doen wat ons hand vind om te doen, om werklik te lewe. Help ons, Here, om nooit te vergeet dat U die bron van die lewe is. So bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Kom ons sing ook verder as gebed, Vonklied 70. Hierdie 27ste April 2025 wil die Here ook vandag met ons praat in die woorde van Psalm 67. Kom ons luister na die Here se woord. Vir die koorleier met snarespel, 'n psalm, 'n lied. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn. Selah. Sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke U loof, o God. Mag al die volke U loof. Mag die nasies bly wees en jubel, omdat U hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Selah. Mag die volk U loof, o God. Mag al die volke U loof. Die land het sy oes gelewer. Ons God het ons geseën. God het ons geseën. Die mense op die hele aarde moet hom eer. Ons tema vir die erediens vandag is: wat maak ons met soveel seën? En dan die teksgedeelte wat eintlik ook vir ons die antwoord is: sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. Wat maak ons met soveel seën? Ek vermoed daar is vandag heelwat mense, heelwat van ons dalk wat hier is, wat die tema wat ons deurgestuur het, gelees het,
en gewonder het of ek nie maar eerder vandag op hierdie ou tweede lang naweek van die maand, maar ook maar soos die meeste van die samelewing in die bed moet bly en laat slaap nie. Ek hoop nie daar is vandag van hulle wat hier sou wees wat na die tema gekyk het en dit besluit het nie. As mens hoor, wat maak ons met soveel seën? Kan daar van ons wees wat sê, vandag se boodskap is dalk nie vir my nie? Daar's maar min van ons wat dit deesdae reg kry om die inkomste en die uitgawebegroting elke maand bymekaar uit te kry. Dit raak moeiliker. Of die wet nou opgegaan het en of die wet nou nie opgegaan het nie, dit was in elk geval maar 'n probleem. Nou die dag sê iemand vir my, so bly kry op die 25ste salaris, want anders sou sy geld nie tot die einde van die maand gehou het nie. Soos die jare aanstap, word die brille en die pille ook mos maar meer. Brille word dikker en die pille word net meer. En die stryd om oorlewing raak so dikwels iets wat al ons energie, al ons vreugde en al ons vrede steel soos 'n dief in die nag. En nou wil mense amper sê, jy moet tog net nie praat van 'n dief in die nag nie. Want ons is maar net te bewus hoe versigtig moet ons daar buite wees, hoe paraat moet ons gaan slaap in die aand, die alarm moet aan wees, die deure moet gesluit wees, die hek moet toe wees. Want soos die ou duiwel sluip die diewe ook soos 'n brullende leeu om ons rond. En as 'n mens nou jouself behoorlik in die depressie in wil praat vandag, dan moet jy nog onthou dat dit die 27ste April is. En ons dink oor 31 jaar van die huidige regering. Oor die toestand van ons land. Die agteruitgang en die verval wat hierdie radikale kommunistiese revolusie vir ons gebring het. Dryfsand. Mens voel of jy in dryfsand is en al verder en verder wegsink in die wanbestuur en korrupsie van ons huidige situasie. Konflik en botsende belange stuur uiteindelik op 'n ramp af. Wat maak 'n mens? Wat maak 'n mens met soveel seën? Ja, swaar. Die eerste woorde van Psalm 67 kan net sowel vir ons geskryf wees vandag. Mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy tot ons redding verskyn, Selah. Dit loop Selah as 'n ruspunt. Dit is 'n stukkie in 'n psalm wat vir jou wil sê, stop 'n bietjie, lees dit amper weer. Kyk bietjie wat staan daar. Mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy tot ons redding verskyn. Hierdie woorde
is natuurlik ontleen uit 'n ander gedeelte in die Bybel. Die digter het nogal sy Bybel geken. Hy sinspeel op Numeri 6 vers 24 tot 26 waar die baie bekende priesterlike seën vir Aaron gegee word, wat die Here vir hom sê, so moet jy die volk seën, so wil ek vir die volk sê, sal ek hulle seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. In hierdie woorde vind ons ook die kern, die dieptepunt van ons eie hartsbegeertes. Maar waarom begeer ons so die seën van die Here? Wat wil ons maak met soveel seën? Net sodat dit met ons kan goed gaan, dat ons gemaklik kan wees in hierdie lewe, kan doen wat ons wil doen, net sodat ons in beheer kan wees, vryheid kan ervaar om onsself te regeer. Vryheid ook van hierdie drukkendheid van ander mense se belange. Inderdaad. Wat wil ons maak met soveel seën? Die digter van Psalm 67 spel uit wat hy wil maak met die seën van die Here. Hoor wat sê hy? Here, sodat u dade oor die hele aarde, sodat u dade oor die hele wêreld heen bekend kan word. Sodat al die mense op die aarde, al die nasies, wie hulle ook al is, van u reddende krag kan weet. Ja, sodat al die mense op die aarde die Here kan loof, almal wat kan jubel en kan bly wees, omdat die hele wêreld weer onder die regverdige regering, die liefdevolheid van God staan, en nie die tirannie van die mens wat dink dat hy self God kan wees nie. Kan jy jou so 'n seën indink, soos hierdie psalmdigter van Psalm 67? Kan jy jou so 'n wêreld indink, waarin hierdie psalm die werklikheid beskryf? 'n Wêreld onder die regverdige, liefdevolle beheer van God die Skepper, die een wat dit alles gewil het. Al die mense dien die Here. Al die mense lees getrou hulle Bybel, bestudeer dit, soek na die wil van die Here, soek na die leiding wat hy vir ons gee wanneer ons besluite moet neem, prioriteite moet bepaal. Besluit wat ons gaan doen. Misdaad, moord, oorlog, konflik raak regtig die uitsondering en word sommer maklik weer onder beheer gebring. Ja, en selfs as jy met iemand gaan besigheid doen, hoef jy nie bang te wees dat jy verneek sal word nie. Want mense doen selfs besigheid op 'n eerbare en 'n betroubare manier.
Kan jy jou 'n groter seën indink as 'n wêreld waar God self regeer? En nou skop ons verstand weer so bietjie in en die hart word weer so bietjie stil gemaak. En ons vra, maar is dit realisties? Is dit hoegenaamd moontlik om so 'n wêreld te ken, te verstaan, te beleef? Het die digter van Psalm 67 nie maar net so bietjie gedroom nie? Nee, die digter het nie gedroom nie, die digter het God se droom vir die wêreld raak gesien. Of dit moontlik sal wees hierdie tyd, hierdie kant van die wederkoms van ons Here Jesus Christus, daaroor kan ons seker baie filosofeer, baie dink, baie wonder. Dit sal geloof vat. Maar ek wil u tog herinner aan net 'n week terug. Net 'n Sondag terug. Net 'n lang naweek terug. Wat het ons herdenk? Waaroor het dit gegaan? Wat was die boodskap wat die Here vir ons het? In die lewe, die sterwe en oorwinning van ons Here Jesus Christus. In Jesus het hy reeds die fondasies gelê, die sekerheid daar gestel van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. God droom nie maar net nie. Hy begin 'n nuwe werklikheid op die been bring waarin hy self die beheer het. Mense wedergebore word, nuut gemaak word, nie om hulle eie harte, hulle eie koppe, hulle eie koningskap te volg nie, maar God te volg. God die koning van hulle harte te maak. 'n nuwe werklikheid waarin God werklik geloof en geprys word deur elkeen wat verstaan wie God werklik is. Ja, dit word maar een mens op 'n slag 'n werklikheid waar die wil van God vir ons bo alles is. Waar dit ons gedrag, ons denke, ons menswees, ons keuses bepaal. Dit is die realiteit wat Jesus tot stand gebring het. Wanneer ons dus bid vir die seën van die Here in ons lewe, wanneer ons eerlik bid vir die seën van die Here, mag ons onthou wat ons gelees het in Psalm 67. Wanneer die Here ons seën en beskerm, wanneer die Here tot ons redding verskyn en ons genadig is, wanneer die Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee, mag ons al hierdie seën gebruik om die wêreld waarvoor ons Here so lief is, te vertel van sy droom. Sy seker toekoms van liefde en ewige genade, wat hy in Jesus Christus reeds vir ons 'n werklikheid gemaak het.
Ja, wat maak jy met soveel seën? Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelse Vader, Here, as ons so deur die eeue hierdie Psalm lees, wat maak jy met soveel seën? Vader, ons kan baie keer so vaskyk in die probleme dat ons vergeet om ons seëninge te tel. Dat ons nie sien dat daar soveel meer is wat reg is as wat daar is wat verkeerd is nie. Dat daar soveel meer is om oor bly te wees as wat daar is om ons depressief en neerslagtig en hopeloos te laat voel. As 'n mens net by die kruis op Golgotha staan en jy sien 'n ewige toekoms in sy wonde, 'n deur wat oopgaan wanneer die graf oopgaan, wat verder gaan as die horisonne van hierdie aarde. Dan moet daar alreeds soveel seën wees om voor dankbaar te wees. Help ons, Here, om regtig te sien, regtig te verstaan, dat dit nie maar net sommer iets is wat gesê word, wat kom en gaan soos 'n lang naweek, wat sommer vinnig maar net weer weg is nie. Mag die vreugde van ons Here Jesus Christus se liefde en genade altyd vir ons die grootste seën wees. Here, dan verander ons harte, dan verander ons lewens. En as ons een vir een verander, dan verander 'n gemeenskap. En wanneer 'n gemeenskap verander, verander 'n omgewing. En wanneer 'n omgewing verander, kan 'n land verander. En as 'n land verander, kan 'n wêreld verander. So lief het U die wêreld, dat U seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dankie dat ons draers kan wees van goeie nuus. Daar waar ons werk, daar waar ons speel, daar waar ons dalk by 'n siekbed van 'n geliefde sit, of troos waar die dood ook sy onafwendbare gevolge laat deurbreek het. Dankie dat ons met hoop kan lewe en nie hoef bang te wees vir wat hierdie wêreld ook al op ons pad kan bring nie. Vader, ons bid vandag vir ons land. En ons vra dat U ons genadig sal wees, dat daar ook 'n hartsverandering sal kom in die menswees van hulle wat die besluite neem. Dat logika, dat goeie oordeel, eerlikheid, opregtheid, diensbaarheid ook weer die beginsel sal wees waar volgens die land regeer word. Here, dat die vryheid nie sal wees in die vat wat ek wil hê nie,
maar in die vryheid om elkeen sy of haar potensiaal te bereik, sonder om deur ander verhoed te word. Seën ons, help ons om te oorleef, en help ons, Here, om altyd dankbaar te wees vir U genade. Here, dit het die afgelope tyd so baie gereën ook in ons land. Ons dink net 'n paar maande terug, het die boorgate begin opdroog. As die gras dood, het dit in die middel van die somer soos winter gelyk. En nou wil ons amper bid vir sonskyn en vir wind. Want Here, ons word so oorweldig deur al die baie water. In ons ou klein wêreldjie sien ons net ons eie land wat dalk versuip. Maar U sien onder die aarde, U sien die kruike wat leeg geword het. U sien wat nodig is. En Here, ons vertrou U en ons weet wat U gee is die beste. Want U wil vir ons net die beste gee. Daarom dat ons U loof en prys en dank vir elke dag en al U genade. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Want Hy bring alles vir ons in perspektief en help ons om U liefde te sien. Amen. Broers en susters, kom ons sing weer vir die Here gesang 184 vers 1, 3 en 4 en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. So het die Here gesê moet vir sy volk gesê word. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En ons sê vir die Here, Amen. Mag dit so wees.